Hallo almal, ek hoop dit gaan met julle goed. Dankie vir die voorreg dat ek het om weer ietsie met julle te kan deel. Ek wil vandag begin met 'n gedeelte uit Johannes 21 daarvan vers 15 af. Daar staan: Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom: Laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom: Pas my skape op. Jesus vra hom 'n derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom: Laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus Jesus sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom: Volg my. Nou, ek het so ietsie van 'n tema. En die tema is as jy my lief het, as jy my waardig lief het, volg my. Maar nou is die vraag: hoe volg 'n mens die Here? En wat beteken dit om hom waarlik lief te hê? En die Here vra eintlik vir Petrus hier 'n baie interessante vraag, 'n baie vreemde vraag. Hy vra Petrus: het jy my baie lief, meer as hulle hier? Nou, wie is hierdie hulle waarvan hier gepraat word? Want interessant genoeg, as 'n mens selfs in die Grieks gaan kyk, wat die oorspronklike teks is, dan is hierdie hulle nie so duidelik nie. Mens weet nie regtig presies wie Jesus hiervan praat nie, of waarvan Jesus hier praat nie. As die Here vra: het jy my lief, meer as hulle hier, dan kan dit eintlik 3 goed beteken, as 'n mens bietjie na die teks gaan kyk, en as jy die teks gaan analiseer. En voor ons by die eerste moontlikheid kom, wil ek julle gou so 'n stukkie agtergrond gee. Onthou nou, wat voor die tyd hier gebeur het. Ek het dit nie gelees nie, maar hierdie verhaal speel af nadat Jesus opgestaan het, nadat hy gekruisig is natuurlik, en hy kry vir Petrus hulle daar op die strand, eintlik daar waar hulle dit dalk nie verwag nie. Maar 'n klompie van die disippels was besig om vis te vang. En hulle die hele aand niks gevang nie. En die volgende oggend staan Jesus daar op die oewer en hy sê vir hulle: gooi die net aan die ander kant uit. En toe hulle dit doen, vang hulle soveel vis dat die bootjies omtrent wil sink. En net daarna het hulle sommer daar op die strand vis gebraai en hulle het geëet. So kyk die prentjie van hoe dit lyk. Almal is klaar met die visvang, hulle sit daar op die strand. Alles waarmee hulle besig was is nog net so daar gelos. Die nette lê nog daar, die bootjie is nog daar, alles is nog net so daar. En ons moet ook onthou dat Petrus 'n visserman van beroep was. Hy en sy familie was vissersmanne van beroep. En wanneer Jesus dan vir Petrus vra of hy hom meer lief het as hulle hier, dan kan dit selfs beteken as dit alles hier. So hy vra eintlik vir hom: Petrus, het jy my lief, meer as hierdie lewe wat jy ken, hierdie vissersman lewe waarmee jy groot geword het. Die van ons wat groot geword het op 'n familieplaas of wat 'n familiebesigheid het, sal iets hiervan verstaan. Jy werk jou lewe lank en jy werk hard want jy wil 'n sukses maak van hierdie familiebesigheid, van hierdie plaas dalk waarop jy groot geword het, en jy wil hê dit moet hou vir jou nageslag. So wat Jesus hier vra is: Petrus, het jy my lief, meer as dit alles? Meer as dit wat vir jou en jou familie belangrik is, meer as dit waarvoor jy so hard gewerk het. Dis die eerste moontlikheid. Die tweede ding wat dit kan beteken,
is dat die Here vir Petrus vra, en hierdie is so 'n bietjie van 'n vreemde vraag. Hy vra, Petrus, het jy my lief meer as wat hulle hier my lief het? Dis 'n baie persoonlike vraag wat die Here so voor almal daar vra, want dit klink amper asof hy homself nou sal moet vergelyk met die ander mense daar. Vreemde vraag. Sal die Here so 'n soort vraag vra? Dalk sal hy. Kom ek sê julle hoekom. En as ons kyk na wat Petrus se antwoord is, soos ek sê, is 'n vraag wat hom baie diep geraak het. Die doel met so 'n vraag is nie dat jy jouself moet vergelyk noodwendig nie, want in Petrus se antwoord sê hy, Here, U weet alles. Hy sê, Here, U ken my. U weet wie ek is, U weet hoe my hart werk, U weet alselfs wat ek alles gedoen het. As Jesus dit vra, dan gee hy eintlik vir Petrus so 'n stukkie bestaansreg. Hy sê vir hom, Petrus, jy mag maar wees wie jy is. Jy wat so vurig kan raak, jy wat so vinnig kan kwaad word, jy wat soveel foute het, jy wat met soveel emosie kan optree, jy wat selfs jou liefde so maklik vir my kan wys, jy mag maar wees wie jy is. So as hy vra, het jy my lief meer as wat hulle my lief het, dan is dit eintlik, Petrus, is jy bereid om my lief te hê, soos wat jy is? So 'n bietjie van 'n vreemde vraag, maar dit is 'n baie diep vraag, baie persoonlike vraag. Petrus, het jy my lief, soos wat jy is? En dan die laaste ding wat Jesus se vraag kan beteken, en dis ook die mees voor die hand liggende ene, is Petrus, het jy my lief, meer as wat jy hierdie broers, hierdie familie, hierdie vriende van jou het? Wat beteken dit om Jesus te volg? Wat beteken dit om hom lief te hê? Dit vra eintlik dat ons hom sal kies bo alles, bo almal wat in ons lewens belangrik is. Dit vra dat ons hom sal kies ten spyte van wie ons is en hoe ons lyk. Kom ons bid saam. Here, dis nie altyd maklik om die regte keuse te maak nie. Here, dis baie keer moeilik omdat ons dinge in ons lewens het wat vir ons belangrik is. Dis baie keer moeilik omdat ons na onsself kyk en dink ons is nie goed genoeg nie. En dan is dit nie wat U vra nie. U vra net dat ons U moet kies. Daarom bid ons, wees met ons, maak ons sterk, lei ons, dat ons juist die regte keuse sal maak. Om in Jesus naam ontwil. Amen.